Die Here weet meer van ons probleme as wat ons self weet. Hy weet reeds hoe dit gaan eindig en dit is goed. Die Here hoor jou in jou nood. Die Here sien jou. Die Here is besig om te werk aan die oplossing. Al lyk dit glad nie so nie. En weet verseker, alles sal ten goeie meewerk vir die wat die Here liefhet. So as ons 'n bietjie persoonlik begin raak, Madeleine het nou genoem waarmee ons besig is. So ons het hierdie 5 jaar terug hierdie toewensing of uitdaging, 'n dapper daad van gehoorsaamheid wat julle iets gaan kos. Vandag weet ons, daai kostes is Matteus 13 kostes, dis 'n prys wat ons met vreugde betaal, want ons weet die skat wat ons elke keer kry is soveel groter en soveel beter. En ons het geweet, om deur daai deur van gehoorsaamheid te stap, het ons die sleutel van vertroue nodig. Maar nou is ons vraag, nou wat nou? Wat maak ons nou met al hierdie kennis en waar raak ons betrokke? En 'n groot, ek wil amper sê aanduiding, 'n skrif wat met ons gesels het, was Jakobus 1 vers 27, waar staan, pure and unblemished religion, as it is expressed in outward acts, in the sight of our God and Father, is this, to visit and look after the fatherless and the widows in their distress, and to keep oneself uncontaminated by the secular world. Maar spesifiek, in this pure and unblemished religion, as it is expressed in outward acts, in the sight of our God and Father, is this, to visit and look after the fatherless and the widows in their distress. Nou, Liesel veral is baie betrokke by haar ma, wat ons na haar pa se dood Woester toe geherallokeer het of gerelocate het. So ons het redelik, ek wil amper sê, daai kant is ons betrokke by, veral Liesel, en ons hart het maar net as hulle in Engels sê, gegravitate na kinders toe. En ons het hierdie woord gekry, en nou terwyl ons so loop en dink aan bevestiging uit die Here se woord uit, op watter manier moet ons betrokke raak? Toe lees ek het net al gesê, ons gaan 2 keer na Hagar verwys. Toe lees ek die 2de keer van Hagar in Genesis 21, nou net vinnig die agtergrond. So Ismael is nou gebore, en Isak is ook gebore. En op 'n stadium toe speel die twee saam, en Sarah besef, maar die prentjie gaan nie werk nie, want hier is dan nou 2 erfgename. En Sarah gaan toe na Abraham toe, en sy sê vir Abraham, maar dit gaan glad nie werk nie, die 2 kan nie saam groot word nie, Isak is die erfgenaam, jy moet vir Ismael wegstuur. En Abraham was aanvanklik baie hartseer, en hy het met die Here gaan gesels, en die Here het uiteindelik vir hom sy belofte teenoor Isak herhaal, maar ook vir hom 'n belofte ten opsigte van Ismael gegee, en gesê, maar Ismael gaan ook geseënd wees, en ook 'n groot nageslag gesê, want hy is ook jou nageslag. En ons stel die storie nou daarop in vers 14. So Abram got up early the next morning, prepared food and a container of water, and strapped them on Hagar's shoulders. Then he sent her away with his son, and she wandered aimlessly in the wilderness of Beersheba. When the water was gone, she put the boy in the shade of a bush. Then she went and sat down by herself about 100 yards away. I don't want to watch the boy die, she said, as she burst into tears. Ek wil miskien net gou daar stop en tog myself 'n minuut toelaat om af te dwaal. Weet jy, ons kry nou uit die aard van die saak met allerlei verhale te doen rondom die babatjies. En mense is baie keer baie geneig om veral oor die ma wat die kleintjie opgee of afgee, baie vinnig te oordeel. Maar ek wil vir sê, hierdie dink ek is 'n refleksie van daai ma se harte. Hagar het hom neergesit en sy het weggestap omdat sy nie kon sien hoe hy doodgaan nie. Dus ek wil vir sê, ons moet versigtig wees, laat ons sê oor veral ma's,
wat kinders agterlaat. Want hulle doen dit baie keer nie omdat hulle never-minded is of slegte mense is. Dis goeie mense. En ons het opgehou om as mense vir ons, want mense wil altyd die storie van die babatjies weet. Ons het opgehou om vir hulle die stories te vertel. Want ons beskou hierdie kleintjies se lewens as heilige grond. Ja, en mense kom net baie keer so maklik met hulle vuil voete en hulle kom loop op daai heilige grond, ja, wat hulle sê. En hierdie was vir my eintlik so aanduidend van wat in daai mamma se hart aangaan. Sarah, Hagar sit hom neer en sy stap weg. Hierdie vertaling sê 100 yards, ander vertaling sê so ver soos wat jy 'n boog kon skiet, het sy gaan sit, want sy kon nie kyk hoe hy doodgaan nie. En dan, maar weet jy wat eintlik ongelooflik, kyk nou, vers 16 eindig met, and she burst into tears. Maar kyk net hoe begin vers 17. Vers 17, but God heard the boy crying. But God heard the boy crying, and the angel of God called to Hagar from heaven, Hagar, what's wrong? Do not be afraid. Kyk weer, God has heard the boy crying as he lies there. Hagar bars uit in trane, sy is absoluut gebroken. Maar God se hart is, hy hoor die seentjie huil. En dan vers 18 sê God, go to him and comfort him, for I will make a great nation from his descendants. Dit was vir ons as gesin net die bevestiging. Ons het in daai tyd 'n videoklip gekyk wat gesirkuleer het, dalk het van julle dit gesien, oor 'n gesin wat foster care, en hulle het op daai stadium dink ek 6 klein kinders by hulle gehad. En die ou se hele boodskap gaan oor responsibility, maar hulle breek dit af en dis hulle getuienis, what is your response going to be with the ability you have? En hy sê toe, hulle nou heel by die 4de kind kom, dan praat sy vrou met hom, dan sê sy, maar hoekom moet ons dit doen? Dan sê hy vir haar, because it's our responsibility. Want die vraag is elke keer, what is our response going to be with the ability we have? So ons, weer eens, ons as gesin het hierdie nood geïdentifiseer in ons wêreld vandag, soortgelyk aan Isak en Hagar se situasie. Papa distansieer hom van mamma en baba, papa stuur hulle weg. Mamma kan nie vir kleintjie sorg nie. En mamma moet noodgedwonge vir kleintjie opgee. En dan sien ons God se hart op hierdie situasie. God has heard the boy crying as he lies there. In God se opdrag, go to him and comfort him, for I will make a great nation from his descendants. En ons vraag was gewees, what is our response going to be with the ability we have? En ons het geweet, die een groot bate wat ons het is 'n veilige huis, vol liefde, en ons het besluit, ons gaan ons huis oopmaak. Binne die beperkings van ons vermoë en van ons gesin. En dis nou hier waar ek die span gaan begin vorentoe roep, maar net vinnig, ek wil net vir julle sê, 5 jaar terug, het nou vandag, ek wou amper sê pragtige jong volwassenes ontmoet, maar 5 jaar terug toe ons met die journey begin het, was Tian in graad 11, eerste span rugby, en onderhoofseun vir die volgende jaar, en Janey was graad 8, met die hoërskoolloopbaan voor haar, wat sy moes dominate, en Bia was in graad 5 gewees, 11 jaar oud, sportmal, soos het geweet, hier lê die klomp sporttoere en goed nou nog voor. Ek het 'n baie veel eisende werk, en ja, ons gesin het reuse comfort zone, en ons is almal blokkies mense met groot gemakzones en grense. So ons moes die gesin aan boord kry, en ek wil nou oorgee vir Liesel. Ons wil sommer, in plaas van om vir jou groot lang getuienis te gee, gaan elkeen van die 5 net, elkeen van die 4 wat oorbly,
sommer net 'n moment uit hierdie laaste 5 jaar uit met u deel, 2 minute, wat vir elkeen spesiaal was en 'n moment waarin hulle iets van God se hart geleer het. So, ek gaan eerstens oorgee aan my vroutjie, en sy gaan sommer net so vinnig vertel oor die proses om die gesin aan boord te kry. Ek wil net gou voor ons begin net sê, hier loop baie trane, maar dit is gelukkige trane, so moet nie ontstel nie. Ek het, toe ons die dag vir opleiding gaan, ek en Stefan, toe is ons klaar in trane, ons het nog eers 'n babietjie gesien nie, en toe is daar so 'n ouerige vrou by die agentskap, toe sê sy vir ons, terwyl jy nog huil, moet jy dit doen, maar die dag as jy ophou huil, moet jy dit nie meer doen nie. So ek wil net vir jou sê, ons is nog baie in ons bediening, want ons huil baie, toe ons by die huis vir mekaar sê, min of weer wat ons gaan sê, toe het ons al daar gehuil, so verskoon die trane, dit kom uit die hart uit. Toe ons nou as gesin, ek en Stefan besef het, dit is wat ons wil doen, het ek saam met 'n vriendin gesit in bid die oggend, en sy het vir my gesê, die Here wys vir haar 'n vyeboom, vol vye, maar die vye is groen, en die Here sê duidelik, moenie die vye ryp druk nie. En met dit in ons agterkop het ons die gesin by mekaar gekry, 'n huisvergadering gehou, en vir hulle gesê, dis ons hart, dit is wat ons wil doen, maar ons moet dit as 'n gesin doen, so almal moet aan boord wees, so elkeen moet gaan en gaan bid, en by die Here hoor, en terugkom. Maar daar's een groot goue reël, as een nie aan boord is nie, gaan ons hom nie kwaadlik neem nie, dan sit reg, dan los ons dit, want dit moet 'n eenheid wees. En ons jongste het natuurlik dadelik teruggekom, sy was in die laerskool nog elke oggend as sy wakker word, dan sy eerste vraag, dink mamma die vytjies is ryp? Sy wou net met alle mag en krag begin. Ons oudste graad, Tian was in daai tyd graad 11, en hy het na ons toe gekom en gesê, hy is so jammer, maar hy kan nie dit doen nie. Hy voel baie sleg, maar hy kan nie. Hy sien nie kans vir dit, en ons het vir hom gesê, dis reg, ons release dit maak glad die saakie. En seker so 3 weke later, toe ek en Stefan was die oggend vroeg uit die huis uit, die kinders het nog gelê en slaap, en hy bel my, ons is baie lief vir koffie in ons huis, en hy bel my, hy sê, mamma, waar is julle? Ek wil met julle koffie drink. Ek sê, sit die ketel aan, ek en papa is op pad. En toe ons daar kom, toe sê Tian vir my, hy die aand gedroom, en hy het duidelik gedroom, ek stap by die voordeur in met 'n dogtertjie, en ek sit die dogtertjie so op sy knieë neer, 'n vreemde dogtertjie, hy sê, en hy het vir die dogtertjie gekyk en gedink, hy is so lief vir die kind, hy sal deur 'n muur verhardloop, maar hy ken haar nie. En hy hoor duidelik die Here sê in sy droom vir hom, Tian, jy's bang jou lewe gaan verander, dit gaan maar ten goeie. Hy sê vir my, mamma, ek is in, ons moet begin. So, en daai was nogal vir ons 'n groot ding, van die Here moes elkeen se hart aanraak. Ons moes nie die vye ryp druk nie. So ja, toe is ons almal aan boord. En net gou voor ek vir Tian gee, sê, Bea kan baie keer 'n bietjie ondeend wees, en in daai tyd wat ons nou wag vir die vye om ryp te word, toe eet ons eendag vir die eerste keer, sy ingelegde groen vye, daai stroop saam met 'n snack, met 'n kasie en 'n dingetjie, en sy is toe mal daaroor, en sy vra, maar wat is dit? En ons sê vir haar, dis groen vye. En op haar stadium, toe kan ons sien hoe begin die ratte draai van, 'n mens kan tog iets met groen vye doen, wat lekker is. So ja, Tiantjie, jy het 'n spesiale ervaring gehad, teen jou verwagting in, deel sommer so vinnig met ons net. Ag ja, ek is ongelukkig die laaste een wat aan boord geklim het, maar die storie gaan 'n bietjie verder. Toe ek net eintlik aan boord is, toe kom ek agter, weet wat, dis maklik om na die kinders te kyk en vir hulle liefde te toon, maar dis 'n ander ding om liefde te gee en om lief te hê. En ek sê eintlik in groot skaamte, my hele openbaring het eers hier met babatjie nommer 6 gebeur. En dit was eintlik vakansie gewees, ek het reses gehad, huis toe gegaan, en toe moes die babatjie gaan vir oogtoetse by Tygerberg Hospitaal. Pa het werksverpligtinge gehad, so natuurlik is Tian die sjofeur vir die dag. En hy is eintlik net daar vir sy ma, want dit is baie erg, en babatjie kom saam, by the way. En toe ons uiteindelik daar aankom, toe vra ma, luister, dis redelike 'n moeilike proses om na te kyk as 'n ma. So daar mag een persoon saam met die babatjie ingaan. En nou sonder om in te veel detail in te gaan,
wat die proses behels is, hulle kan nie die babatjie sedeer nie, so wat hulle doen is hulle gooi oogdruppeltjies in vir so 1 uur en 'n half, net om die oogies te nam. En dan vat hulle 'n metaalspaaltjie en spaaltjie oog oop, en dan vat hulle 'n metaallepeltjie en kyk na die bloedaartjies agter op die oogbal. So dis redelik 'n moeilike ding om na te kyk, maar Tiaan weet dit nie. Tiaan dog net, weet wat, ek is daar, kom ons kyk gou na die babatjie. En hulle begin die babatjie styf toedraai, en hulle sê vir my, Tiaan, al wat jy doen, is jy hou die babatjie styf vas, en jy praat met hom. Klink eenvoudig genoeg. En toe hulle eers die eerste spaaltjie vat, hulle het eers die babatjie geraak, hulle vat die eerste spaaltjie, jy begin huil. En ek is deur die proses, en soos die babatjie huil, hou ek hom net vas, en ek gesels met hom, en hou hom vas, gesels met hom, en in daai vulnerable oomblik, is dit asof die Here vir my sê, Tiaan, when it's hard to love, you have to love the hardest. En dit het eers so rukkie gevat, en ek hoor dit, maar ek gaan aan, en na tyd hou ek die babatjie vas, en dit is asof dit weer terugkom, when it's hard to love, you have to love the hardest. En dit was of 'n mate van my pa af, en ek het nooit verstaan waar dit vandaan kom, maar eers dus die babatjies afgee, toe kom ek agter, in ons toestand na die tyd, is ons hard to love, en dan love die Here ons hard. So dit was so of my deel. Okay, so nou, BIK, maar dinge kan maar soms die mekaar wees, dit is die realiteit. En jy het 'n storieetjie rondom, jy's een van daai die mekaar oomblikke. So my pa het nou gepraat in sy boodskap van waar hy in sy lewe op 'n punt moes kom waar hy gesê het, Vader, die antwoord is ja, sonder dat ek enigstens weet wat die vraag is. En toe ek op daai stadium in my lewe gekom het, dit was een middag het ek en Janey van die skool af gekom, Tiaan was op universiteit gewees, en ons het op die draaiboei gestop en my ma het vir ons gesê, maar hoorie girls, ek het vandag 'n oproep gekry, en daar's 'n seentjie wat 'n huis nodig het, maar julle moet mooi daaroor gaan bid. En my eerste gedagte was, nee, ek gaan nie 'n babatjie gaan kry nie, ons het besluit by ons vorige afgee, ons gaan nie weer 'n babatjie vat vir die res van die jaar nie, want ons het toe al 5 babatjies in 3 jaar gehad, so ek het gedink, nee, dit is kwartaal 3, ek het musical wat voor lê, interskole, 'n toetsreeks, ek het nie nou nog krag om 'n babatjie ook in die huis te hê nie. En ja, die middag het aangegaan, ek het hokkie gehad, ek het musical oefening gehad, ek het by die huis gekom, my huiswerk probeer klaar kry, en ek spring in die bed en toe sê ek, ek moet nog bid oor die babatjie, en ek sê sommer vir die Here, Vader, U weet ek wil nie nou 'n babatjie hê nie, maar U moet vir my so duidelik wys, ek wil sommer 'n droom oor die babatjie hê. En ek gaan slaap, en die volgende oggend staan ek op, en ek dink, okay, ek het nie gedroom oor 'n babatjie nie, so dan is die antwoord seker nee. En ek klim uit my bed uit, en toe ek opstaan, toe kyk ek in my venster vas, en dit was nog donker buite gewees, en ek sien die 3 susters, en dit is asof net die Here vir my sê, maar Bia, net soos hierdie sterre in lyn is, gaan ek jou goedjies waarvoor jou simpel goedjies waaroor jy bekommerd is, jou toetsreeks, jou musical, ek gaan dit so vir jou in lyn sit. Jy moet my net gehoorsaam. En ek dink, okay, dis reg, en ek gaan sê vir mamma hulle, ek dink ons kan babatjie gaan haal. En fast forward, ons het toe vir babatjie gaan haal, en die middag lê ek met babatjie so hierso in my nek, en ek lê op my bed en ek sê vir die Here, Vader, wat as ek dit gemis het? Wat as ek nie hierdie gehad het nie? En hy sê vir my, maar Bia, as jy gaan leef volgens, die antwoord is ja, sonder dat ek enigstens weet wat die vraag is, gaan jou gehoorsaamheid aan my opdragte maak, dat jy oomblikke kry soos, Vader, wat as ek dit gemis het? En ja, die tweede ding wat mense altyd vir al my ma en pa vra is, maar wat van die kinders? Is dit nie sleg vir die kinders nie? Is dit nie hard op die kinders nie? En ja, soos julle kan sien, dit is moeilik, en dit is, maar joh, dit wat Kangoo vir ons kinders se verhouding met mekaar beteken, is net soveel meer. Ek kan onthou, hulle het ook ons die middag gebel en gesê, maar babatjie het nou 'n huis gekry, hy moet gaan, en ja, ons was hartseer gewees, en ons het die volgende oggend klaar gemaak, en ek kan onthou, ek en Janey het so by die skoolhekke ingestap, en ons was tjoepstil gewees, ons het niks gehad om vir mekaar te sê nie, en ons het die dag deur gegaan, en elke keer as ek so vir haar kyk in die gang, dan kan ek sien ons altyd se trane lê laag, maar ons gaan aan, maar net die wete dat jy's in die skool, en daar's een persoon uit
al die kinders wat presies dieselfde gevoel as jy deel, het net so 'n gevoel van eenheid vir ons kinders gegee. En ons het net so baie mekaar se gevoelens verstaan en dit maak regtig net nader aan mekaar groei. En ag ja, dan mag julle dalk nou dink, maar hulle is nou op universiteit, jy's nog op skool, dis afstand, hoe het julle nog steeds 'n gevoel van eenheid? En ja, dit was hierdie jaar gewees wat ons ook gehoor het, ons moet vir babietjie oorgee, en ek het klaar gemaak die oggend vir skool, en soos ek klaar maak, huil ek so vers wat ek gaan, en toe ek in die kamer kom, toe sien my ma, ek is nou nie lekker nie, en sy sê vir my, maar ja, bly by die huis, jy hoef nie vandag skool toe te gaan, en ek sê vir haar, maar ek gaan skool toe gaan, want het voel vir my, as ek tussen my vriende is, en met die skoolwerk en so, dan voel het vir my soos bietjie my aandag is afgetrek van babietjie, en ek kan onthou, ek hierdie oggend, het ek by die skool ingestap en ek het besef, ek is nie fyn nie, vandag gaan 'n lang dag wees en ja, maar ek het gedink toe ek my vriende sien en hulle sien ek is nie fyn nie, het hulle my gedruk en ons het aangegaan en so. En ek onthou, ek het klas toe gestap en ek het besef hierdie periode gaan nie werk nie en ek het badkamer toe gegaan en ek sit toe daar en ek my eerste woorde aan die Here was, Vader, ek kan goed nooit weer nie, ek is klaar. En my tweede gedagte was toe, maar ek gaan vir Janey 'n boodskap stuur. En ek stuur vir 'n boodskap en ek sê, Janey, ek weet nie wat aangaan nie, ek kan nie ophou huil nie, ek het nog 6 periodes wat voor my lê, ek weet nie wat ek gaan doen nie. En sy stuur vir my terug en sy sê vir my, Bia, ek sit op die oomblik in die biblioteek en leer, maar ek kan nie fokus nie, want ek huil net so baie. En ja, net die wete dat, alhoewel sy ver vir my af is, het ons net so mekaar verstaan en ons albei deel presies dieselfde hartseer. En ag ja, so as ek dink aan Kangoo, dan sal een gedagte wat heel eerste by my opkom en dit is dankie Jesus, uitroepteken, uitroepteken. Ek wil net gou voor Liesel, wat wil ek net gou vir 'n bietjie dit visualiseer as meer as net 'n storie. Die babietjie met die 3 sterre wat belyn is, en ons mag nie eintlik foto's wys nie, maar julle voel vir ons soos familie. So ons wil dit graag met julle net deel. Daai spesifieke babietjie wat ons toe gaan haal het, Boetjie is op 27 weke gebore, deel van 'n tweeling. Boetjie het dit nie gemaak nie. En hy was vir 5 weke in Tygerberg Hospitaal wat niemand hom kom haal het nie. En dis hoekom Liesel en Tiaan moes teruggaan Tygerberg toe, want hulle toe al met sekere mediese prosedures begin wat hulle moet klaarmaak. Ons is baie bevoorreg om hulle op ons mediese fonds te kan sit, maar daai spesifieke goed moes hulle daar klaarmaak. En so toe hy by ons kom met hy 1.7 kg geweeg, en jy sal sien daar die kraakbeen in sy oortjies, was nog eers ontwikkel nie. So hy het by ons gekom 1.7 kg met 'n lys mediese uitdagings so lank soos my arm. Fast forward 9 maande later gee ons hierdie perfekte, gesonde seentjie aan sy aanneemouers oor. En ek moet nou vir julle sê, ek is in my 25 jaar professionele loopbaan geseënd met baie suksesse, wat 'n ou sal kan beskryf as cutting edge suksesse. Niks van dit kom by dit nie. Daar's geen vervulling soos dit nie. Ten spyte van wat julle nou sien as trane, en ten spyte van 'n prys, daai is die skatte van die koninkryk. Ek wil sommer net iets deel oor die getrouheid van die Here met elke babietjie. Dis net so mooi. Ons het op 'n stadium 'n seentjie gehad en sy roetine was altyd in die middag, dan lê hy op my bed want daar's so lekker wintersonnetjie, dan Boeta op my bed aan die slaap geraak. En die middag het hy aan die slaap geraak en ek stap uit buitentoe wasgoeddraad toe, en toe ek onder die wasgoeddraad staan, toe kry ek 'n boodskap op my foon wat die maatskaplike werkster vir my sê, ons sit nou met potensiële ouers, ek laat weet jou. Eers en ek besef, ek het sommer half 'n opstandigheid in my. Ek sê vir die Here, hierdie lyfie lê in slaap en hy weet van niks nie, en ergens in 'n kantoor besluit iemand oor sy lewe. En ek skree, ek sê, Here, is jy in beheer? En ek ervaar duidelik, die Here sê vir my, toe die storm op sy sterkste was, het ek ook gelê en slaap in die boot, want ek het geweet wie in beheer is. En Boeta kan maar slaap,
ek is in beheer. En die ouers het toe toegestem, hulle gaan Boeta neem en dan vat dit so 'n week en dan mag hulle met my telefonies kontak maak. En toe die mamma die dag my bel, toe sy haar eerste woorde aan my, Liesel, ons bid al so lank vir 'n babatjie. Ons kan nie swanger raak nie en met elke swanger of met elke prosedure wat hulle probeer en hulle kry die uitslae, sy is nie swanger nie. Dan sê die Here vir haar, wait upon the Lord. Sy sê dan huil sy voor die Here. En hoe dit werk is die dag as hulle met die ouers sit, dan maak hulle vreeslike mooi foto van Boeta. Dan sit hulle dit onderste bo en as die ouers nou instem, dan skuif hulle dit so oor die tafel en dan mag sy nou die foto oopmaak en sien hoe lyk hulle seentjie. En toe sy die dag hy foto so oplig, toe sê die Here vir haar, this is what happens when you wait upon the Lord. So die Here het ons gebed vir hierdie kleintjie vir ouers was weer, dit was haar antwoord op haar gebed, dat die Here vir hulle kindjie sal gee. Ja, Netjie, ja, die afgee is nie altyd so maklik nie. En Janey het sommer net so 'n kort getuienis oor haar ontmoeting met die Here. So my getuienis is eintlik 'n baie onlangse storie met ons laaste afgee. So ons het Desember die babatjie gekry, so ek is nou eerste jaar op universiteit, so ek het nou Desember, Januarie tot in middel Februarie lang vakansie gehad, heeltyd babatjie gewees, was so lekker gewees en ek gaan toe universiteit toe en hy is toe so 'n maand in universiteit en is hy aangeneem. Maar ek voel toe nou redelik reg vir die ding, ek is soos gesê dit al 6 keer gedoen, ek dink ek is redelik voorberei en my pa kry 'n belofte, 'n skrif, ek is nou nie presies seker wat se skrif nie, maar die Here sê, I will heal your wounds quickly. En ek is soos, maat, as dit die belofte is, kan hierdie moes nou net goed gaan. En ons gee die dag die babatjie af en dit is maar, ons is nie lekker nie, maar dit is 'n verskriklike oulike ouers en is mooi en ons gaan aan, maar wat ek nou nie in ag geneem het, wat Bia gesê het is, dit is so 'n bietjie 'n ander ballgame as jy weg uit die gesin uit is, want dit was altyd lekker, of die veiligheid gewees is, in die dag gaan ons uit skool toe, en ons is daarso, en daar is iemand met wie ek kan klankbord, maar in die aand as ons terugkom, dan is dit veilig, en dan kan ons lag oor dit, en ons kan huil oor dit, en ons kan praat oor dit, en alles, en skielik is ek alleen op universiteit, en ek besef hierso na so 3 weke, maar ek is nog steeds nie okay nie, en ek kan dit nou nie so lekker verstaan nie, en probeer nou maar die gaan draf van kry ons die kop skoon, en drink 'n koffie hierso, en op 'n stadium eendag sit ek daar, op my koshuis se stoep, en ek sê vir die Here, baie eerlike gebed, maar Here, ek dink ons definisie van heal quickly is bietjie vinnig, want bietjie verskillend, want ek wil al eintlik fyn gewees het, maar ek is nog steeds nie okay nie, en ek verstaan dit nou nie so lekker nie, en gaan aan, en ek is net in hierdie namstyd van, het voel vir my, die wêreld gaan om my aan, en ek bly nie okay nie, en bel baie met mamma hulle, en ek en Bia stuur vir mekaar foto's van rooi gelde wangetjies, en ons gaan hierdie maak, en ons het dit, en ek is soos, ek verstaan hierdie nie, en een aand gaan ons kerk toe, en ek is in Shofar Stellenbosch, so jy staan lekker open worship, en ek gaan staan nou agter in die hoek van die saal, want ek is nou nie, okay, ek voel nie lekker nie, so ek wil net daar wees, en op 'n stadium sê ek vir die Here, maar ek is nie okay nie, en ek is nou moeg nie okay gevoel nie, en ek ervaar die Here sê vir my, dis okay om nie okay te voel nie, maar wat doen jy terwyl jy nie okay voel nie? Gaan jy steeds kies om my te worship? En ek staan nog soos, maar ek het die plot so gemis die afgelope paar maande, want ek was so besig om te fokus op ek wat nie okay is nie, dat ek heeltemal vergeet het om net by sy voete te sit, want net daar kan jy sit en jy kan nie okay wees nie. En my one-liner wat ek uit hierdie testimony uitvat en altyd vir myself sê, sometimes we sing because we know God is good, and sometimes we have to sing until we know God is good. Dit klink nou baie hartseer, maar ek wil nou sommer iets lig ingooi. Ekskuus, met ons eerste oproep. Ons was oorstelp van vreugde, maar ek het 'n pink dummy chain het ek gekoop, so 'n dummy klip het ek gekoop, want ons was seker die eerste een gaan 'n dogtertjie wees. En toe sit die middag 'n seentjie, hulle bel toe en sê dis 'n seentjie. En al wat ons besters kan dink is,
ons moet net daai dummy chain gaan ruil, dit moet 'n blouetjie wees, en ons jaag winkel toe gaan ruil, en toe ons nou by Babietjie kom, toe besef ons, die dummy chain is eintlik die minste van alles, ons moes doeke en melk gekry het, so na nommer 7 is ons dan maar beter met dit. Julle, ek sluit af, die Besters het nou baie van julle tyd gevat. Sean het in die eerste week gepraat oor 'n klippie wat hy opgetel het, ek dink by Paternoster op die strand. 'n Skulpie. Nou, ek wil net afsluit met 'n klippie. Hierso is die klippie, ek sit vir julle 'n foto daarop. Liesel het die klippie Junie maand by Jeffreys Bay op die strand opgetel, toe ons sommer daar stap. En toe sy dit optel, toe het sy sommer net spontaan gesê, Lord, this is our hearts. It's not perfect, but it's all yours. En dis miskien ons wegneem vir julle van vanoggend se boodskap. Ons het baie van julle tyd gevat, maar ek hoop die idee wat julle gekry het is, ons is nie perfek nie, en ons harte lyk maar soos daai klippie, indien nie erger nie. Maar al wat die Here vanoggend van ons vra is, buig net jou hart voor my. It's not necessary to be perfect. Buig net jou hart voor my. So, ja, ek gaan hier stop en oorgee. Ek is nou veronderstel om 'n bekendstelling van Gunther te doen, maar vanoggend toe ons voor die tyd saam bid, het ek net besef, daar's 3 goed wat ons in gemeen het. Ons is albei lief vir die Here, ons het 'n hart vir kinders, en 'n boodskap soos die weet ek val op baie plekke, en u mag dalk dink, dis alles mooi en wel, maar waar raak 'n ou betrokke? En Gunther is die man wat vir u die antwoord gaan gee. Gunther. Baie dankie Stefan. Wat 'n kragtige boodskap, baie dankie julle ook wat julle gedeel het. Ek doen dit baie gereeld, hierdie presentations by kerke, en om 'n gesin te sien, saam praat oor 'n ding is my baie kosbaar. Baie dankie vir dit. En ek gaan baie van julle tyd neem vanoggend nie. Julle het nou gehoor van wat julle gedoen het, die Bester gesin, en dis amazing wat julle doen, hoor. Kan ons net vir 'n hande klap gee asseblief? Alright, so ek is Gunther. Gunther is 'n naam wat jy nie baie van hoor nie, maar my van is Titus. Titus is in die Bybel, so dis seker okay, né? En ek is van die organisasie Kin Culture, en Kin Culture staan vir family culture. En Kin Culture is nou al so 10 jaar aan die gang, net mooi vir hierdie maand ons 10 jaar anniversary gevier. So dankie Here vir daai 10 jaar mylpaal. En ons het baie dinge gesien oor die afgelope paar jare. Ek en my vrou self is baie betrokke met baie organisasies en NGO's en kerke, en ons sien dat die Here doen iets baie spesiaal as dit kom met taking care of the orphan and vulnerable. Daar's iets baie kosbaar wat gebeur, weet, in jou lewe. Ons het baie kere, jy wil gaan, jy wil verskil maak, né? Maar die verskil gebeur in jou hart as jy omgee vir die kinders, né? Ek en my vrou het so 'n kort getuienis. Ons was in Durban vir 5 jaar, en ons gaan kyk na die weeskinders. Ons was eintlik safety parents gewees so vir 2 jaar. En ons het so 15 kinders gehad in ons huis oor 'n tydperk van 2 jaar. nie een op beslag nie, maar oor 2 jaar. En ons het gesien wat dit doen in ons eie harte. If you say, I'm on a mission to change lives, what happens to your heart, you being impacted. Isn't that right? So ons kan sien wat het gedoen in ons eie harte in. En so safety care eerstens is tydelike sorg. Dit kan wees vanaf 'n week na 3 maande tot 3 maande. En dan pleegsorg is dan vanaf 3 maande tot so 2 jaar of tot 18 jaar. So Kin Culture fokus spesifiek op foster care, pleegsorg, né? So ons het daai agtergrond van Durban met daai hart vir die weeskinders. En ons het so heel aan die begin het ons 2 kinders gehad in ons huis, 2 sissies, 9 en 10 jaar oud. En my vrou was Karen, naam is Karen. Ek sê vir Karen, I don't know if we're ready for this. Jy weet, dis ons 'n groot task. Maar die Here het vir ons iets gewys van sy vaderhart vir die 2 meisies. Ons baie lief vir hulle gewees, 3-4 maande later het ons gesê, ons gaan nou die volgende stap neem en pleegsorg doen, van tydelike sorg na pleegsorg. En net mooi 'n week na dit, was die biologiese ma op die village en sy het hulle verwyder. Dis wel van haar eie gebrokenheid, né? En dit was vir ons baie pynlik geweest. Ons gevoel, okay, where's die abort button?
Ek kan nie meer nie, jy weet. Maar God gesê, keep on and going. Baie trane gewees, we kept on and going, jy weet, en 15 kinders later. Ons kom terug Kaap toe, en ons nou betrokke met Kin Culture, en so 3 maande, so in Maart maand, gee hy vir my 'n prentjie van die 2 meisies, en ons het hulle gesoek vir 8 jaar. Ons kon nie vir hulle kry nie. Elke maand, elke jaar gesoek, waar is hierdie kinders? Ons kry nie vir hulle in die hande nie. Is hulle nog lewendig? As hulle, have they been trafficked? Jy weet nie wat gebeur met hierdie kinders, jy weet. Ek kry die droom een aand, een oggend, Here sê vir my, kyk vir hulle op Facebook. En wraggies, daar is die 2 meisietjies se gesiggies op Facebook. En Here het vir my geroep om iets te doen in Durban, daai week spesifiek. En in die week maak ek 'n afspraak met die 2 meisies. Hulle is nou 17 en 18. En hulle is nou gesond, hulle is aan die gang. En ek sê altyd vir mense, weet, gebroke mense, seer mense maak ander mense seer. En daai mamma het vir hulle seer gemaak as gevolg van haar eie gebrokenheid. En my vrou tans bedien vir haar berading. So dis amazing. Hulle is nou aan die gang, hulle is nou gesond en hulle is dien die Here nou. So ons is baie dankbaar vir dit. I'm sharing that story to say this. Everyone can do something. Elkeen kan iets doen, of dit nou 'n maand is, of 'n week is, of 3 maande, of 2 jaar, of 18 jaar, of jy kan bid, of jy kan voorsien, jy kan 'n verskil maak. En iemand het gesê in gebed vanoggend, some of us plant the seed, and others water that seed, but God brings the increase. Almal kan iets doen, jy kan 'n saadjie plant, en almal kan iets doen, jy kan iets doen. So, kom ons kyk na Kin Culture. Wees ons is 'n familie, ons is 'n netwerk van families. Ongeveer so 80 ouers in die netwerk wat omgee vir kinders hier in die Weskaap, Kaapstad natuurlik, Wynlande en dan in George, Plettenberg Bay, nice na daai gebiede. En dis families wat sê ons wil 'n verskil maak. En in Kin Culture glo ons dat as ons 'n kind kan plaas in 'n familie wat in 'n gemeente is ons 'n stap voor. Stem julle saam. So dis vir ons doen as Kin Culture, we believe in family culture, maar ook kingdom culture. Ons het gehoor van die koninkryk vanoggend. Dankie Stefan. So Kin Culture staan vir 'n familiekultuur met goddelike waardes. En ons sien in die Bybel in Deuteronomium, God het gesê vir die Israeliete, jy sal hierdie woord vir die kinders inskerp. You will teach them as you wake up in the morning, when you walk, when you sit down, and when you lie down. Met ander woorde, dit is 'n leefstyl van goddelike waardes. En dan Kin Culture, volgende slide asseblief. Jy kan maar aangaan hoor. Dankie. So God het familie geskape en families geroep om 'n verskil te maak. As 'n kind wat gebroken is in 'n familie kan inkom, soos jy kan getuig, daar gebeur wonderwerke, né? A child gets healed. 'n Kind weet wie sy is, daai selfvertroue, daai emosionele gebrokenheid word heel gemaak, harte word genees. En hierdie kinders is die leiers van môre. Weet in politiek, in onderwys, in kerke, en as ons daai prentjie het, is 'n langtermyn visie. If you take a child into your home, it doesn't stop there. The story continues. Ek het tydjie terug het ek iemand gesien, een van die jong mense, iets geskryf tydens 'n jeugdiens op die muur. Sy het geskryf, Mercy rewrote my life. Mercy rewrote my life. In ander woorde, God wil daai narrative verander. Van gebrokenheid na heelheid. Mercy and grace kan 'n kind se lewe verander. Net 'n paar stats vir julle. En die volgende slide asseblief. As jy daar so, okay. Die volgende slide. Dankie. So ongeveer 32,000 kinders in foster care in die Weskaap alleen. Nie in die land nie, in die Weskaap alleen. 32 children in foster care. 1 out of 3 of them are abused. 1 uit 3, né, is mishandel. Fisies, emosioneel, seksueel, the list goes on. Dis my pynlik om te sien wat die stats vir ons sê. 1 uit 3 kinders, as jy weet van daai 32,000, 1 uit 3 is mishandel. Wat gaan ons doen daaromtrent? Die kerk, wat gaan ons doen? Ja, die staat doen hulle werk, né? Die mense organisasies daar buite, hulle doen hulle werk, maar we gaan die kerk doen daaromtrent. I believe we are called to make a difference. 2,000 are awaiting placement. 2,000 van die kinders wag om geplaas te word
in 'n gesin in 'n kerk. So julle het nou iets gehoor vanoggend deur Stefan en sy gesin. Die Here stir iets in julle harte. Daar's iets wat gebeur. Wat kan ek doen? Hier op my file staan daar one more child. One more child. Een kind kan, ek gaan nie huil nie, julle het klaar gehuil. You can make a change in one child's life and change the trajectory of that child's life forever. Nee? So, wat wil God vir jou vra vanoggend? Is dit kangaroo care? Is it safety care? Is it foster care? Ask the question, God, what are you saying? Okay, dankie. Volgende slide. How do we work? 4 pilare kortliks, 4 pilare. Ons wil prakties raak. It's a call to action. As jy die woord gehoor, wat is die aksie, né? So ons wat ons doen, recruiting families. Wie sit julle? In baie kerke en baie gebiede, families vir ons is baie belangrik. Ons wil nie 'n kind plaas noodwendig in 'n kinderhuis nie. Niks verkeerd daarmee nie. Ons love wat Andrew Murray huis doen daar in Wellington. Maar ons wil 'n kind plaas in 'n gesin. So ons soek families wat sê ons wil inspring. En ons wat ek en Stefan vanoggend ons gee daai bietjie stoot vorentoe. Hulle gaan deur sonder die krokodille nie worry nie. En dan tweedens ons volg ene family services. So ons maatskaplike werkers, ons bied die dienste aan. Ons werk saam met die DSD, met die Badisa, met kindersorg, daai tipe organisasies en ons partner met hulle. So ons werk nie alleen nie, ons werk met baie ander organisasies en ons vat hande saam. Hoe kan ons dit doen? So die dienste is onder andere huisbesoek met die ouers, die training word aangebied. So jy gaan nie net inspring nie, jy gaan met swem, maar jy is voorbereid. So voor ons 'n kind plaas in 'n gesin, gee ons die opleiding ook. So 'n screening wat vir ons belangrik is, ons wil seker maak dat die kind gaan bly by die gesin. We don't want the placement to fail. And that's sadly the case with many organizations in foster care. Die kind word geplaas, die ouers is nie reg vir dit nie. Wat gebeur 'n maand of 2 maande later? I can't do this. Die kind gaan weer terug in 'n ander huis in en hy siklus herhaal homself weer, né? So gebrokenheid. En dan die volgende enetjie, family strengthening. Ek en my vrou Karen is baie passievol oor dit en gaan oor pastorale sorg vir die gesin, vir die familie. Omdat ons self gesien het wat dit kan doen aan jou eie lewe. Let's not, how can I say, paint the picture all glorified. Daar is lang wat gebeur wat seer maak, né? Wat gaan jy deurmaak as 'n paartjie as jy die kind inbring in jou huis in? Ons bied berading aan, emosionele sorg en ons doen ook ontbyt met die mans. Ons het nou vir 'n week 'n breakfast gehad met die mans wat in die netwerk is. En dan ja, die volgende enetjie, awareness. Eenvoudig, ons het ook iets wat ons doen in May maand, World Foster Care. I'm not sure if you guys heard of the 3 little smiley faces wat ons doen op social media. Dis 'n wêreldwye movement en ons maak bewusmaking deur World Foster Day. En aan die einde van die jaar, in November maand, is dit Orphan Sunday. Daar's nou 'n fliek wat hulle bekend gemaak het deur Angel Studios. Ken julle vir Sound of Freedom? Gehoor van dit, né? Human trafficking. Die volgende ene is Sound of Hope, wat gaan oor 'n kerk in Texas wat gesê het, ons gaan iets doen omtrent hierdie ding. A call to action. So hierdie fliek word release in November maand en ek en Neil en 'n paar ander mense gaan saamkom en ons gaan hierdie fliek wys vir kerke in Parel en Wellington. So Stand Sunday is die 11 November. Al wat ons vra is vir kerke, let's pause and pray for foster families and children in the network. So ek gaan agter wees en vra antwoord as julle vra het, maar ons bid vir julle. Mag Here vir julle net wys wat is julle deel aan hierdie hele calling. It's a roeping, né? It's a kingdom calling. So may God bless you. Dankie Marlene. Baie dankie. Ek het baie duidelik te veel water gedrink vanoggend want dit loop net oralster uit die hele tyd. Ek het vanoggend by gebed vir hulle gesê dis die
hooikoors wat my opkuil, maar ek dink nie dis die ware verskoning nie. Baie dankie julle, baie dankie vir wat julle kom deel met ons. Dis regtig waar, ons het nodig om meer dit te hoor en meer daai stories te hoor en betrokke te raak en op te staan en met die ability wat ons het, ons respons te bepaal en op te neem. Ek wil ons afsluit en uitstuur met 'n skrif in Jesaja 43 vers, as ek kom ek my bril uit, vers 19. Kyk, ek gaan iets niets doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. En ek wil julle uitstuur daarmee, as ek dit hoor, dan is ek so half in afwagting. Wat is hierdie iets niets wat gaan kom, wat gaan gebeur? En ek dink ons het vanoggend sulke deeltjies gehoor van dit wat kan gebeur as ons reg reageer. So ek wil julle regtig waar uitstuur daarmee vanoggend vir ons almal, dat ons sal gaan soek vir daai oomblikke wat ons regtig waar kan ervaar en wat God daar buite sit vir ons reeds. Toe my kinders klein was, het 'n vrou eendag vir my gesê, daai gevoel van of niks kom by daai gevoel van 'n warm melkasempie in jou nek nie. So daai goed, dis wat ons moet gaan soek. So ek wil julle motiveer om dit te gaan soek. Kom ons maak ons oë toe. Ons sluit ek vir ons af. Baie dankie wonderlike koning dat ons in u teenwoordigheid kan staan. Baie dankie dat ons vandag hierdie getuienisse kon gehoor het en kon gedeel het en dat ons kan voel hoe u in ons harte werk daarin. En baie dankie Here dat ons weet dat u ons kom haal en dat u ons sal toerus en dat u ons sal gebruik soos wat u nodig het, Here, en dat ons dit as 'n voorreg kan wees in u koninkryk en dat ons kan uitgaan hiervan af met opgewondenheid en afwagting van dit wat u wil doen. Bid dit in Jesus naam. Amen.